Let's get in. Ek het so 'n rukkie terug met julle 'n woord gedeel en die woord was die woord voor die water. Iemand hier gewees? Die woord voor die water. Vanoggend wil ek met jou 'n tema deel, die water na die woord. Is jy hard opgewonde om te ontvang? Ek wil 'n bietjie inlê vanoggend. Staat dit vir die jaar. En jy gaan vanoggend saam met my preek. Jy gaan nie stil wees nie. OK, anders dan gaan jy my 16 keer hoor sê amen en dis nie wat ek moet doen nie. So lê vorentoe. Lê vorentoe, ek kan jou sien. Hallo kerk. Sê ek is gereed om te ontvang. Ons het gesê dat in elke generasie staan op die rand van 'n rivier, op die rand van 'n seisoen, 'n plek waar ons in ons lewe kom. Daar's 'n oorgangsfase tussen die belofte oor ons lewe en die vervulling van daai belofte. Baie van ons kom op 'n plek waar die Here iets met ons deel. Daar's iets wat in ons harte brand. Ons wil graag geboorte gee aan iets en dan is daar 'n seisoen wat ons wag vir hierdie belofte om in vervulling te kom. En partyke gee hierdie seisoen geboorte aan frustrasie. Dit gee geboorte aan vrae soos Here, maar wanneer en Here, hoekom? En hoe lank nog? En kan ek net uitklim en wegstap, want dit voel vir my of ons nooit hier gaan kom nie. En toe sê ons dat hier's 'n gesegde wat sê frustration is often the place of your next greatest miracle, wanneer ons die Here toelaat om in daai plek van frustrasie in en deur ons te werk, sodat die vrug van die nuwe kan manifesteer in ons lewe. Wanneer ons gehoorsaam is, dan gee God geboorte aan dit. Maar dis in hierdie proses van frustrasie, in hierdie proses van stil wees, in hierdie proses van Here vertrou, waar God in ons karakter bou. Dankie. Dis in hierdie proses waar die Here in en deur ons werk. Vir Israel was dit die Jordaanrivier, vir ons deur Jesus Christus is dit 'n plek waar die natuurlike beperking in ons lewe oorgaan in die bonatuurlike. Waar ons in en deur die Heilige Gees 'n bonatuurlike lewe. In Joshua 1 sê dit die volgende: wees sterk en wees volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erf wat ek aan hulle vaders beloof het. In ander woorde, die Here gee vir Joshua belofte in Joshua 1. In Joshua 3 is Joshua nog steeds aan hierdie kant van die Jordaanrivier. God het met hom gepraat, het gesê, hier is die beloofde land. 3 hoofstukke later is hy nog steeds aan die ander kant van die belofte. God het reeds die woord gespreek, maar die belofte is nog nie in vervulling nie. En Joshua vind homself in 'n plek waar hy met die Here praat, waar hy besig is om uit te voer dit wat die Here vir hom gesê het, wat die Here gespreek het, en daai geloof moet rus op iets, rus op die woord van God wat reeds gespreek het. En ons sien hierdie seisoen waar Joshua ingaan en homself voorberei om deur te gaan in dit wat die Here moet doen. Sien, voor die rivier vloei, het die woord reeds gekom en God werk vandag nog steeds so. God spreek voor hy skuif. God spreek voordat hy beweeg. Hulle kerk ons gesê, God het 'n woord gespreek, net oor ons as 'n kerkfamilie, maar oor elkeen van ons lewens. Toe God ons gevorm het, het hy oor jou lewe gespreek en gesê, ek het jou gekies om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Om die koninkryk van God te laat manifesteer, geregtigheid, vrede en vreugde in en deur die Heilige Gees. Hoekom? Want die wêreld wag vir 'n openbaring van die seuns en dogters van Hallo Kerk. Daar's 'n woord wat uitgegaan het en die geloof moet rus op daai woord. En ek wil jou aanmoedig in hierdie seisoen soos Joshua om vas te staan, want ons gaan vandag kyk wat gebeur aan die ander kant van hierdie rivier. Ons het 3 weke terug gekyk wat gebeur wanneer ons deur hierdie rivier gaan. Wanneer die Here vir ons vra om ons voete in die water te sit, om net na die water te kyk nie, maar om ons voete nat te maak en in geloof te staan en vas te maak wat hy gesê het. Maar die Here gesê het, maar kom ons stel klippe op in die rivier, kom ons gaan bou 'n altaar, kom ons gaan bou 12 altars, een vir elke generasie, een vir elke stam, sodat kan getuig van God se goedheid, van God se getrouheid. Want ons het gesê, altaar spreek wanneer ek en jy stil is, wanneer ons kies om gehoorsaam te wees in 'n seisoen, wanneer ons dit wat die Here vir ons oopgemaak het in daai plek van God se belofte, 'n altaar bou, dan spreek dit tot 'n volgende generasie. Hallo kerk, ons het gesê, 'n kerk sonder 'n volgende generasie is soos 'n huis sonder erfgename. En God het ons gekies om 'n volgende generasie op te rig. God het ons gekies om 'n altaar te bou vir 'n volgende generasie, sodat Hallo Kerk en kerke in Pretoria en in Centurion en in Johannesburg en in Suid-Afrika en in die wêreld kan getuig van God se goedheid en van God se getrouheid. Die kernpunt was dit, wat ek en jy nie gehoorsaam nie, kan ons nie erf nie. Hallo Kerk, wat ek en jy nie gehoorsaam nie, kan ons nie erf nie. Gehoorsaamheid bou 'n altaar wat praat wanneer ons stil is. En elke generasie moet getuig van die goedheid en die getrouheid van God. En vanoggend wil ek in jou hart vasmaak wat gebeur aan die ander kant van die Jordaanrivier. Die water na die woord. Wanneer ons in hierdie belofte ingaan, wanneer ons daar is daar sekere vereiste. In Joshua 5 vers 2 tot 9 sê die volgende vers 2: In die tyd het die Here vir Joshua gesê,
maak vir jou knipmesse en besny die Israeliete. Daar moet weer 'n besnydenis wees. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, manne, ons is in die Ou Testament. Okay? Maar Joshua het toe vir hom klipmesse gemaak en hy het die Israeliete besny en die plek is genoem die heuwel van die besnydenis. En dan gaan dit verder in vers 8 en 9 wat sê dat nadat die hele nasie klaar besny is, het hulle eers in die kamp gebly tot hulle gesond was. Die Here het vir Joshua gesê, vandag het ek julle bevry van die smaad wat van Egipte se tyd af op julle rus. En Joshua het die plek toe Gilgal genoem. Dis vandag nog die naam. Gilgal was die eerste kamp waar die Israeliete gebly het. Daar was 'n belofte en sê, gaan deur die Jordaanrivier, tel klippe op, bou 'n altaar vir 'n volgende generasie, getuig van my goedheid, getuig van my getrouheid. En toe Joshua en die Israeliete deur die Jordaanrivier kom hulle by 'n plek met die naam Gilgal, aan die ooste van Jerigo. Dit was die eerste kamp, maar dit was nog nie die beloofde stad nie. Hulle is nog nie die mure in nie. Hulle is aan die ander kant van die rivier, hulle is aan die ander kant van die rivier, maar hulle is nog nie waar hulle moet wees nie. Hulle kamp vir 'n rukkie. En in hierdie seisoen, in hierdie tyd wat hulle kamp, baie naby aan Jerigo, doen die Here eers iets. Hy gee vir Joshua instruksie. En ons sien daar 'n besnydenis plaasvind en 4 goed gebeur eintlik spesifiek net aan die ander kant van die Jordaanrivier. Die eerste een is dit: God herstel sy verbond. Daar's 'n besnydenis wat plaasvind. God sê die hele geslag wat in die woestyn gebore is, moet nou besny word. Met ander woorde, God kom en herinner hulle weer aan sy verbond, aan die belofte wat hy oor hulle gespreek het. En hy kies vir Joshua om knipmesse te vat, om 'n besnydenis te doen, sodat hulle gesond kan word in hierdie plek voor hulle in Jerigo ingaan. Daar's 'n interim fase, daai fase waar ek en jy wag. Nie aan hierdie kant van die rivier nie, aan die ander kant van die rivier. Die tweede ding wat plaasvind, is wat ons noem die Pasga. Het jy al gehoor van dit? Ons ken dit vandag as Paasfees. Maar die Pasga in die Ou Testament was eintlik 'n Ou Testamentiese verbond wat gevier was, 14 dae. Op die 14de dag van die eerste maand vier hulle Pasga in Gilgal, hier waar Joshua saam met hulle is, as 'n herdenking van God se verlossing uit Egipte. En in hierdie Ou Testamentiese verbond, in hierdie viering, was daar 'n lam vir elke familie. Maar in die Nuwe Testament was daar 'n lam vir die wêreld. Sien in die Ou Testament, in hierdie beloofde land, in hierdie kampterrein, in hierdie plek waar God besig is om hulle te vorm, voor hulle in Jerigo ingaan, vier hulle en hulle bring 'n lam vir elke familie. En hulle kom getuig van God se goedheid, hulle kom getuig van die verbond van God. In die Nuwe Testament, in Paasfees, vier ons Jesus wat aan 'n kruis gesterf en opgestaan het. Een lam vir die hele wêreld, nie een lam vir elke familie nie. En die Here is besig om iets in hulle harte vas te maak ter voorbereiding vir dit wat kom. Die derde ding is die manna stop. Vir die eerste keer in 40 jaar eet hulle van die vrug van die land. Hulle eet van die vrug van die land, met ander woorde, hulle proef vir die eerste keer die nuut van 'n belofte wat in vervulling gekom het. Hulle eet die vrug van die land. En die vierde ding wat gebeur is God berei vir Joshua voor om Jerigo in te val. En in hierdie oomblik ontmoet hy 'n leeraanvoerder van die Here. Die volk was aan die ander kant van die Jordaanrivier. Hulle was binne in die land wat vir hulle beloof was, maar hulle harte was nog nie heel nie. Hulle harte was nog nie gesond nie. Hulle was aan die ander kant van die rivier, deur die belofte, maar hulle harte was nog nie gesond nie. En voordat hulle Jerigo kon wen, voordat hulle die eerste stad kon inneem, moes die Here eers deel met verwerping. Die Here moes eers vrees afsny. Die Here moes eers identiteit vasmaak. En die Here moes hulle verwyder van ou denke. En ek wil volgens vir jou sê, partykeer is daar 'n seisoen in ons lewe waar ons die Here vertrou om in die belofte in te gaan. En dan is daar 'n versnelling deur die Jordaanrivier tot aan die ander kant en ons sit vir 'n rukkie in Gilgal. Ons is nog nie in Jerigo nie. Ons is in Gilgal. Ons kan dit sien. Ons kan eintlik tot daar stap. Dit is so naby. En dit is in daai oomblik waar ons op ons knieë kom en die Here toelaat en sê, Here, maar ek het nodig om die tyd vas te maak in my lewe. Voor ek Jerigo ingaan, voor ek in hierdie tyd gaan getuig van wat die Here in en deur my doen, moet ek van ou denke ontslae raak. Moet ek van verwerping ontslae raak. Moet ek van die seer van Egipte in my lewe ontslae raak.
Sien, daar's 'n rede hoekom Gilgal plaasgevind het, daar's 'n rede hoekom die Israeliete nie direk deur die Jordaanrivier in Jerigo in was nie, want God moes hulle harte voorberei vir die oorwinning. God moes hulle harte voorberei vir die belofte van Jerigo. Ek wil vanoggend vir jou vra, is jy bereid om in Gilgal jou hart oop te maak en te sê, Here, dankie dat U my gekies het. Dankie dat U kan kom en identiteit in my lewe vasmaak. Dankie dat ek kan ontslaa raak van ou vrese, van ou gedagtes, van verwerping. Sien, is in hierdie plek van voorbereiding waar die Here in ons harte werk. Die plek waar jy seer kry, waar die plek waar God jou seën as jy hom toelaat. En ek kerk wil volgende weer verklaar, die plek waar jy seer gekry het in jou lewe, is die plek waar God jou seën as jy jou hart vir hom oopmaak. Daai plek van verwerping, daai storie wat jy net vir jouself vertel, sien is daai plek van seer, waar die Here sy seën uitstort en sy genesing oor ons uitstort. Dis in daai plek van Gilgal waar die Here kom en ons gesond maak, wanneer ons kies om gehoorsaam te wees en ons harte oop te maak. En te sê, Here, hier is ons. In Josua 5 vers 13 gaan dit verder. En dit sê, Josua was naby Jerigo. Toe hy sien, staan daar 'n man voor hom met 'n ontblote swaard in die hand. En Josua het na hom toe gegaan en vir hom gevra, is u aan ons kant of aan ons vyande sin? Nee, sê die man, ek is die aanvoerder van die leer van die Here en daarom is ek hier. En Josua het diep gebuig en vir die man gesê, wat wil u aan my u dienaar sê? En toe sê die leeraanvoerder van die Here vir Josua, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is 'n gewyde plek. Die plek waarop jy staan is heilige grond. En Josua het dit gedoen. Hallo kerk, nie alles in die belofte gaan oor my en jou plan nie. Nie alles aan die ander kant van die Jordaanrivier gaan oor my en jou plan nie. Dit gaan oor God se leiding. Dit gaan oor God wat ons vooruit gaan. Die vraag is nie, hoekom gebeur dit nie? Die vraag is, Here, wat wil u vir my wys in hierdie plek? En ek wil vanoggend dit in jou hart vasmaak, as jy dalk in Gilgal is, as jy op 'n plek is waar jy so naby is in die belofte. Moenie die vraag vra, Here, hoekom gebeur dit nie? Vra eerder die vraag, Here, wat wil u vir my wys in hierdie plek? Voor Josua ooit met 'n swaard in die mure van Jerigo nader, verskyn 'n engel aan hom. Nie om die plan te verduidelik nie, maar om vir Josua te sê die grond is heilig. Die engel verskyn, nie om vir Josua hierdie strategie uit te lê nie. Hy verskyn om te herinner dat die grond waarop hy staan heilig is. Trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is heilig. En God wys vir Josua dat die oorwinning nie begin by strategie nie, maar by heiligheid. Hallo kerk, die oorwinning, die inname van my en jou belofte in hierdie seisoen van ons lewe, gaan nie oor die strategie nie, dit gaan oor die heiligheid. Dit gaan oor die plek waar ons kan kom en sê, ek weet, ek is geheilig, want u is heilig. Daar's 'n verandering in hartspostuur. Daar's 'n verandering wat sê, ek het u nodig. Ek het u leiding nodig, ek het die Heilige Gees nodig, ek het u genesing nodig, ek het nodig om die tyd weer vas te maak in my lewe. Daar's 'n verandering in Gilgal, wat hulle harte draai op dit wat kom, die oorwinning, dit wat hulle voorbestem was. Maar die woord wat kom is nie een van strategie nie. Die woord wat kom is een wat sê, trek uit jou skoene, die grond is heilig. Met ander woorde, God is in beheer. God bring ons deur die Jordaan met 'n wonder, maar hy vorm ons by Gilgal. En die kerk wil weer verklaar vanoggend dat die Here 'n wonderwerk gedoen het. In ons lewe, in jou lewe, in Hallo Kerk is 'n familie. Die Here doen 'n wonderwerk wanneer hy ons deur die Jordaanrivier vat. Maar daar die Jordaanrivier kom 'n Gilgal, 'n plek waar God kies om ons te vorm. My vraag vanoggend aan jou is jy bereid dat God jou vorm in hierdie seisoen? Is jy bereid om jou hart oop te maak en te sê, Here, hier is ek. Ek is gewillig vorm my. Gilgal
word ons gevorm, sodat ons gevul kan word vir die belofte. En ongeveer 550 jaar later, in dieselfde gebied, kom die Here, en ons kyk na die water, na die woord. 550 jaar later is die volk nog steeds in die land. En in die oomblik word Elia weggeraap, en Elisa neem oor. Baie keer glo ons hulle kerk, dat wanneer ons deurbreek, sal dit net makliker wees. As ons net kan deurbreek, gaan dit makliker wees. Het jy al ooit so gevoel hierdie jaar? Here, as ek maar net, kom maar, sal dit makliker wees. Here, as ek net kan werk verander, sal dit makliker wees. Here, as ek net 'n nuwe kontrak kan kry, sal dit makliker wees. Here, as ek net hierdie kar kan ry, van daai huis kan bly, of Here, as ek net hierdie hartsbegeerte vir my kan vul, sal dit makliker wees. Baie keer sê Here, maar net wanneer ons deurbreek, gaan dit makliker wees. Sien die woord wys die volke deur die Jordaan gegaan, die water het gaan staan, hulle het die belofte betree, hulle was binne in Jerigo, 550 jaar later, maar die water was bitter. Die water was bitter. 2 Konings 2 vers 19 sê, die inwoners van die stad het vir Elisa gesê, u sien self hoe mooi ons stad geleë is, maar die water is giftig, en die oes uit die grond veroorsaak misgeboortes. 550 jaar later, Joshua deur die Jordaanrivier in Gilgal, 'n vorming vind plaas, Jerigo word oorgeneem, en 550 jaar later is dit wat gesê word. Maar die water is giftig, en die oes uit die grond veroorsaak misgeboortes, en Elisa sê toe, bring vir my 'n nuwe skottel, en gooi sout daarin. En hulle het na hom toe gevat, hy het uitgegaan na die plek waar die water uitgekom het, en sout daarin gegooi met die woorde, so sê die Here, ek maak hierdie water bruikbaar, sodat dit nie meer dood of onvrugbaarheid sal veroorsaak nie. Die water is vandag nog bruikbaar, net soos Elisa gesê het. Jerigo bestaan weer, maar sy waterbron is siek, dis onvrugbaar. En Elisa genees die bron deur God se woord. Dis deur die woord wat vrygestel is. Dis deur die woord van God wat genesing kom. Dis deur die woord van God wat onvrugbaar is weer vrugbaar maak. Beide Joshua 5 en 2 Konings gebeur albei in Jerigo, en beide stories deel 'n oorgang. Die een is die woord voor die water, die ander een is die water na die woord. En Joshua se oorgang was die oorgang van 'n woestyn na belofte. In Elisa se was dit die oorgang van een leier na 'n ander. Die land was vol vyande. Die eerste stad wat gewag het hoë mure gehad. Maar in albei van hierdie sien ons 'n beginsel van God se koninkryk. Die belofte gee nie net oorwinning nie. Die belofte bring eers vorming. Hulle kerk wil oor jou verklaar vandag, dat die belofte van God oor jou lewe bring nie net oorwinning nie, dit bring eers vorming. Daar was 'n vorming wat moes plaasvind in Joshua se lewe en Israeliete se lewe. Daar was 'n vorming wat moes plaasvind toe een profeet by 'n ander profeet oorgang in 'n tydperk van transisie, en die woord van God het gekom. Die gehoorsaamheid en lei met die woord van God het gekom. En dit wat onvrugbaar was, vrugbaar gemaak. En hier is 'n gesegde wat ek met jou wil deel. Sometimes the water is still bitter, not because God withholds the blessing, but because he prepares the ground. Sometimes the water is still bitter, not because God withholds the blessing, but because he prepares the ground. In Joshua 5 raak God eers die volk se identiteit aan en aanbidding aan voor daar oorwinning is. In 2 Konings 2 raak God eers die stad se waterbron aan voor daar oorwinning is. In albei gevalle 550 jaar uitmekaar uit is die beginsel dit. God genees eers die bron voordat hy oorwinning bring. God genees eers die bron voordat hy oorwinning bring. In Joshua se tyd was die bron
ou denke, identiteit wat nie gevorm was nie, 'n mentaliteit van slawerny, genesing wat moes plaasvind. God genees eers die bron, die volk, en bring toe die oorwinning. 550 jaar later, wanneer Elisa by Elia oorvat, kom God, en hy herstel die bron, die water, dit wat vrugbaarheid moes bring. Die beginsel is dit, God genees eers die bron, voordat hy oorwinning bring. My vraag aan jou vanoggend, is jy bereid om die Heilige Gees toe te laat, om te kom genees, wat genees moet word in jou hart, sodat oorwinning in jou lewe kan wees. Net soos wat die bron in Joshua se tyd, en die bron in konings in Elisa se tyd anders gelyk het, so lyk die bron in my en jou lewe anders. Maar hier is een ding wat wel waar is. Elkeen van ons het genesing nodig, sodat ons kan getuig van die oorwinning van God. Is jy bereid om in hierdie seisoen jou hart oop te maak, en te sê, Here, hier is my hart, genees hom. Is jy bereid om te sê, Here, ek weet dat u woord waar is. Maar dit nie gaan oor my planne nie, en oor my vrae nie, maar dat dit gaan oor dit wat die Here wil doen in daai seisoen, sodat ek en jy kan getuig van sy goedheid en van sy getrouheid. Dieselfde God, dieselfde patroon, dieselfde beginsel. Die belofte vorm ons eers voordat dit ons val. En God genees eers wat onder in die bron lê, voordat dit vrugbaarheid bring. Is jy bereid om gevorm te word in hierdie seisoen en gevul te word, sodat jou lewe kan getuig van vrugbaarheid, sodat jou lewe kan getuig van God se goedheid. Ek wil graag die volgende oor jou verklaar, en ek wil jy met jou oë toe maak. Hallo kerk, God verander nie net jou omstandighede nie. Hy verander jou water, want jy kan nie 'n vrugbare land wees met 'n bitter bron nie. Die belofte van God sal jou vorm voordat dit jou vul, want net 'n gesuiwerde bron kan 'n oorvloedige oes dra. Wanneer God jou in die belofte inlei, raak hy altyd eers die plekke aan waar die water nog bitter is. God se eerste wonder in jou belofte is nie die mure wat val nie, maar is die water wat verander. Want hy berei die bron in jou voor, te getuig van sy goedheid en van sy getrouheid. En voordat God 'n oes stuur, genees hy eers die fontein, want uit jou vloei sal seën in die wêreld ingaan. En ek wil vanoggend dit oor jou verklaar, dat jou water sal verander, sodat jy 'n vrugbare land sal wees. Ek wil oor jou verklaar vandag, dat God jou sal vorm en jou sal vul, sodat jy oorvloedige oes kan dra. Ek wil oor jou verklaar, dat God sal kom en die seer plek in jou hart sal aanraak, sodat jy kan getuig van sy goedheid en van sy getrouheid. Ek wil oor jou verklaar vanoggend, dat God jou sal voorberei om 'n bron te wees vir die wêreld wat dit nodig het. En ek wil jou verklaar vanoggend, dat wat uit jou sal vloei in hierdie nuwe seisoen van jou lewe, seën sal dra, omdat God getrou is. Met elke oog toe en elke hoof gebuig, as jy vanoggend hier is en jy het nog hierdie geleentheid gehad om te sê ek kies Jesus nie. As jy nog nooit die geleentheid gehad het om jou hart vir die Here te gee nie, wil ek in hierdie oomblik 'n geleentheid gee om vinnig jou hand op te steek en te sak. Gaan jy nie vorentoe roep nie? Wil jy net vir my vinnig jou hand opsteek en omsak? Dankie Heilige Gees. Here, dankie vir die liefde.
Dankie vir u getrouheid. Ek gaan vra dat ons as 'n kerkfamilie hardop saam met hulle bid. Jesus, ek glo dat jy die seun van God is. Dat jy gesterf het aan 'n kruis. Om vir die prys van my sonde te betaal. Ek kies vandag om die deur van my hart oop te maak. En om u in te nooi as my verlosser en my saligmaker. Ek bid dit in die naam van Jesus. En almal sê, amen. Kom ons gee hulle lekker hande klap. As jy vanoggend eerste keer jou hand opgesteek het, wil ek jou asseblief verwys na 'n skakel agter my Ek kies Jesus vir 2 redes. 1, ek sal graag vir jou bid op jou naam. En 2, ons wil help met die volgende stap. En hulle kerk vir ons ingaan in 'n laaste lied van aanbidding. Ek het 'n beginsel in jou hart vasmaak. Ons sal oor gesels ruk terug. Wanneer ons gee ons uit 'n plek van aanbidding. Wanneer ons gee, verklaar ons dat ons weet, die engel sê, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Niks wat ek en jy het, behoort aan ons nie. Ons lewens behoort aan die Here. Ons families behoort aan die Here. Dit is sy koninkryk. En ek en jy die voorreg om te deel in dit. En ons gaan nou in 'n feesseisoen en dan volgende jaar in, maar ek wil hierdie beginsel in jou hart vasmaak. En dis elkeen vir homself. Jy gee omdat jy eer. Jy gee omdat jy kies om te deel in dit wat God wil doen in 'n volgende generasie. Hallo kerk. Ons gee ons lewens vir die koning. Alles wat ons het. En ek wil jou aanmoedig in hierdie seisoen om terug te kom op 'n plek waar jy alles wat jy het oorgee aan die Here. Jou gedagtes, jou seer, jou probleme, jou drome, jou opgewondenheid, jou tyd, jou finansies. Ek wil jou uitdaag om by Here se voete neer te sit. Te sê, Heilige Gees, lei my. Amen. Ek wil net 'n gebed oor jou bid. En dan gaan ons in 'n laaste lied van aanbidding ingaan. Jy kan jou oë toemaak. Dankie Heilige Gees dat U teenwoordig is hier vanoggend. Here, dankie dat elke hart ontvanklik sal wees vir U woord. Here, ons net vanoggend kom as 'n kerkfamilie. En net weer kom verklaar dat ons afhanklik is van U. Here, dankie dat ons net vanoggend weer die knie voor U kan buig. Ons lewens voor U kan neerlê. En sê Heilige Gees, lei ons. En Vader, soos wat ons in hierdie feestyd in beweeg, is my gebed dat die lig wat ons sal dra, 'n uitnodiging sal wees vir elke persoon in die wêreld om ook die lig te wil dra. Want U is 'n koning wat goed is en U is 'n koning wat getrou is. Here, ek dank U vir elke saad wat gesaai is in hierdie jaar. Ek dank U vir elke saad wat gesaai word. En ek bid oor dit, Vader, dat die grond gereed is om te ontvang. Ek dank U vir 'n 100voudige oes, sodat U naam en U naam alleen verheerlik kan word. Ons bid dit in die kragtige naam van Jesus. En almal sê, Amen.